Lorika, as ons nou gaan gesels oor die verskil tussen selfbeeld en selfvertroue, voel dit vir my, kom ons begin met die een, verduidelik wat dit is, en dan die ander ene, en dan kan ons nou gesels oor obviously die verskil tussen die twee. So, kom ons begin met selfvertroue. Ek dink baie keer mense is meer verward met selfvertroue as selfbeeld. Ja, wel ek wil net eers sê, dis so 'n goeie vraag wat ons hier vra vandag en ek dink dis 'n baie gewilde vraag ook. En die goeie nuus is, ons kom nie net vandag met antwoorde nie, maar ons kom ook met oplossings vir beide van hierdie twee gevalle wat ons mee sit. Okay. So selfvertroue is jou geloof in jou vermoë om iets te doen, nê, of 'n spesifieke situasie te kan hanteer. So jou selfvertroue is waar jy 'n verhouding bou met jouself en hoe jy sekere dinge kan doen en hoe vinnig en hoe groot en hoe goed jy die mas kan opkom, nê? So met ander woorde, dit is nie net taak nie, maar ook konteks afhanklik van mekaar. Jy mag byvoorbeeld 'n hoë selfvertroue by die werk hê, maar steeds sukkel met 'n swak selfbeeld en glo dat jy nie genoeg is as persoon nie. En nou selfvertroue is meer gedrags- en situasieverbonde, waar selfbeeld is 'n dieper emosionele, het 'n baie dieper emosionele fundament. So selfbeeld is wat die persepsie van wie jy glo jy is. En daai twee goeters is baie verskillend, maar tog word hulle geweldig baie met mekaar verwar. Selfbeeld is natuurlik baie in die onderbewussyn gegrond en het baie te doen met jou vroeë kinderlike of kinderervarings. Ek wil nou voor ons by selfbeeld kom, omdat dit nou so 'n diep deel daarvan is. Wil ek gaan met die selfvertroue. So as ek jou reg verstaan, en ek dink konteks is die groot woord daar. Dis die goue woord en dit is dat ek dink baie keer mense dink dat mens met selfvertroue hê vir jou hele lewe en mens wees. Jy moet hierdie selfvertroue hê om in enige situasie op aarde te kan instap en dit heeltemal te kan 100% perfek doen. Wat die mees geen ek wil nie iemand se babbel nou bars nie, maar ek bedoel die belaglikste ding is om so te dink. Selfvertroue voel vir my altyd, en as ek nou vir jou reg verstaan, die konteks is okay, so jy moet nou begin in jou nuwe beroep, moet jy nou voor almal elke maandag die vergadering behartig. Nou het jy nog nooit voor mense gepraat nie, so jy het geen selfvertroue daarin nie. Met tyd, soos dit nou aangaan, oefen jy nou en jy raak gewoond daaraan en jy begin besef, okay, dit is wat beter werk en slegter werk, en jy bou selfvertroue binne die konteks van 'n maandagooggend vergadering op. Dit is wat selfvertroue is in die vergadering bou jy die selfvertroue op. Hoe jy daar buite die vergadering gaan wees, het nie te doen dan meer met jou selfbeeld, dit is dan nie meer jou selfvertroue noodwendig nie. Is dit reg? Presies. Selfbeeld is hoe jy self sien, selfvertroue is hoe jy glo jy sekere goeders kan doen en behartig in die samelewing. Reg. Nou, baie belangrik hier, selfbeeld het 'n baie dieper onderbewuste gronding en as jy nou kyk na wat Freud en Melanie Klein en Heinz Kohut en al daai teoriste gesê het, handel dit eintlik oor die ego en hoe jou ego tussen jou superego en jou id kan medieer. Nou ek vat hierdie baie diep, maar ek dink ons luisteraars en ons kykers is so, hulle is opgevoed, hulle verstaan hierdie klas van goeters. So 'n ego vat wat jou superego is, jou vreeslike innerlike kritikus, nê. Dis daai stemmetjie wat sê jy kan nie dit doen nie, jy's nie goed genoeg nie, moenie eers bother nie, stay in your lane, jy weet, hou net op sukkel met enigiets, dis die superego. Waar die id te doen met jou impulse. Dis waar jy net, jy weet, instinktief met jou impulsiwiteit of jou impulse wil optree. Nou, hoe sterker jou ego is, hoe meer kan hy tussen hierdie twee komponente medieer om te sê, maar nee, wag, innerlike kritikus, ons gaan nie nou hier hand uitdruk nie. Ja, dankie vir jou waarskuwing, maar ons gaan nog steeds op impuls en op ons instinkte optree. Ons gaan nog steeds in ons selfbeeld en ons selfvertroue begin vertrou en begin staat maak daarop. En dan gaan ons dit begin ontwikkel. Ja. Sê jy in die einde, ja, asof dit so eenvoudig is. Ja. Hoekom is dit? En na vandag se gesprek gaan dit wees. Ja. Hoekom is dit nodig?
En ek bedoel, daar's mense wat nou gaan, o, Aden nee, nou voel dit soos 'n helse les en dit is te veel. Hierdie is nou te veel. Hoekom is dit nodig om te verstaan wat die verskil is tussen die twee? Wat baat dit vir 'n persoon? Kyk, 'n persoon baat daardeur want as jy op 'n baie selfversekerde manier deur die lewe gaan, dan is die lewe aansienlik makliker vir jou. En jou verhoudings is soveel lekkerder en jou werk is soveel beter en al daai goed, jou verhoudings, jou werk, wat jy eet, hoe aktief jy is, hoe baie jy slaap, hoe beter jou selfbeeld, hoe mooier kyk jy ook na jouself. So hoe hoër is jou gesondheid ook? Hoe hoër is jou satisfaksie in verhoudings en in jou werk? En dis net soveel lekkerder. So absoluut, ja. Vandag se gesprek is uiters belangrik. Nou wil ek net nog een vraag vra voor ons nou by die al die praktiese goedjies kom. Wil ek nog een ding hê en dit is dit is wanneer dit kom by jou selfbeeld, 'n gesonde selfbeeld. Kan jy vir ons verduidelik hoe lyk 'n gesonde selfbeeld? Want baie keer dink ek, mense dink 'n gesonde selfbeeld, hoe jy na jouself kyk en hoe jy dink oor jouself, is dat jy dink jy is perfek. Of jy dink jy is regtig jy het al jou eienskappe is goeie eienskappe. Alles is positief. Kom ons kyk wel na die simptome dink ek van lae selfbeeld en van lae selfvertroue, want dan kan mense dalk sterker daarmee identifiseer en natuurlik is die teenoorgestelde van hierdie simptome is 'n hoë selfbeeld en hoë selfvertroue. So die simptome van 'n lae selfbeeld is dat jy byvoorbeeld baie minderwaardig of onsigbaar voel, nê? Nee? Waar jy kritiek persoonlik opneem. So enige tipe kritiek of selfs enige terugvoer. Dit kan selfs neutrale en positiewe terugvoer wees, maar jy omskakel dit dan in negatiewe kritiese terugvoer. Jy sukkel om jouself lief te hê of te aanvaar en jy neig na perfeksionisme of selfsabotasie. So dit is die lae selfbeeld, nê? Dis die onderbewuste diep fondasieprobleem wat ons het. Dan die simptome van lae selfvertroue is dat jy glo dat ander mense dinge altyd beter doen as jy, dat jy vermy nuwe uitdagings of jy het uitstel vermoë, jy weet die Engelse procrastination. Jy het voortdurend gerusstelling nodig en dan jy voel verlam deur vrees vir mislukking. So weer eens sien al daai goed is gegrond in gedrag of hoe jy kan optree of hoe jy kan presteer. En natuurlik is 'n goeie selfbeeld en 'n goeie selfvertroue die teenoorgestelde van alles wat ek sopas genoem het. Maar dit wys dan net dat mense moet besef daar's altyd 'n balans as dit kom by 'n goeie selfbeeld of 'n goeie selfvertroue is. Iemand met selfvertroue gaan bewus wees daarvan ek kan foute maak binne die konteks, maar dit gaan nie enigiets aan my selfbeeld doen nie. Dit gaan net 'n fout wees, dit gaan maar net 'n slegte dag wees of 'n goeie dag wees. Dit's maar net die lewe. Ek dink dis wat ek probeer hier uitkry is dat mense dink iemand met 'n goeie selfbeeld het geen vrese nie, het niks is ooit negatief nie, alles is net fantasties. En dis nie waar nie. 'n Goeie selfbeeld is waar jy vir jouself kan sê, "Sjoe, my broek bewe nou, ek is so bang om hierdie kom ons sê voorlegging te doen." Maar dan gaan jy en dit is ook deel van my wenke hoe om hierdie goeters, jy weet, baas te raak, is jy werk dan deur die vrees. Jy doen dit ter wille van die vrees. Jy doen dit in elk geval al het jy die vrees. En dan vat jy dit verder van daar af. Ja. Dorika, ek wil net hier ietsie noem. wenke. Ja. Wag, jy wil nou ietsie noem. Goed, noem eers ietsie want nou toe jy sê wenke wil ek onmiddellik nou sommer toe gaan. Ekskuus tog, noem eers ietsie. Ja. So ek wil net konteks gee voor ek die wenke oor praat. Wanneer ons kyk na selfbeeld, nê, weer eens dis daai diep onderbewuste proses wat besig is om te gebeur. Daai selfbeeld het deurmekaar geraak wanneer jy nie weer die objek kon vind as 'n kind nie. Nou hierdie is baie psigoanalitiese terme wat ek hier gebruik en Melanie Klein gaan nou hier deel wees van hierdie gesprek. Maar wanneer jy 'n objek vind, is wanneer 'n ouer figuur dinge aan jou kon weerspieël as 'n kind. So dit is byvoorbeeld wanneer jy jou toon gestamp het, ek's lief vir hierdie voorbeeld. Wanneer 'n kind hulle toon gestamp het en hulle hardloop na mamma of pappa toe met hierdie toon wat nou daar regtig seer gekry het. In plaas van dat mamma of pappa sê, "Ag nee, dis nie so erg nie, moenie bekommerd wees nie. Dis 'n ou toon." Wat het die ou mense gesê? "Kom ons sny hom af, dis nie meer seer nie." Jy weet daai al daai goed wat hulle gesê het. Dis wanneer iemand nie aan jou weerspieël nie. Maar weerspieëling klink ietsie soos, "O my genade, jy het
het seker so groot geskrik, kyk hoe seer is jou toon. Jy het so groot geskrik, jou hart is seer nou en jou lyfie is eina. Dis hoe weerspieëling lyk. En 'n selfbeeld kan slegs geskets word wanneer iemand ekstern dit aan jou weerspieël. Nou die goeie nuus is wanneer jy in 'n gesprek soos hierdie met jouself betrokke raak, kan jy daai weerspieëling nou as volwassene vir jouself ook doen. Maar jy moet jouself toestemming gee om te sê ek mag so voel, ek mag so beleef, ek mag so ervaar. En eers wanneer jy dit ervaar en dit erken, kan jy hierdie ding gesond maak, beide jou selfbeeld. En eers wanneer jy 'n gesonde selfbeeld het, kan jy ook 'n gesonde selfvertroue hê. So ek wil amper sê die ene kom voor die ander ene. Die selfbeeld kom voor die selfvertroue. Want byvoorbeeld nou, wanneer skus. Nee, gaan vrolik voort. Want wat dan gebeur is, kom ons gebruik weer die voorbeeld van die kind wat nou gevalideer was, wat aan weerspieël was. Jy het so seer gekry, ai na jou toon, kom ons sit vir jou pleister aan. Dan kan die kind omdraai en sê dis reg, ek gaan nou weer gaan speel. Ek gaan nou weer terug in die speelgrond in, ek gaan nou moontlik weer die risiko hardloop om my toon te stamp, maar dis okay want iemand het my raak gesien. Iemand het my gehoor. Iemand het my beleef. Iemand kon vir my sê maar ek het so gevoel en met ander woorde wat ek binne voel is ook die waarheid wat ek buite voel. Dan gaan die kind met selfvertroue gaan speel. Presies. Dan gaan hy weer met selfvertroue en sy gepleisterde toentjie gaan hy weer terug en hy gaan speel weer verder. Nou hoe lyk dit as volwassene? Kom ons sê jy is nou wel in die voorleggingsoggend, jy gaan nou jou voorlegging gaan doen. Dan kan jou eggenoot of 'n vriend vir jou sê, "Jemmel, maar jy's seker nogal angstig oor vandag se voorlegging." En ek kan nogal dink jy wonder of jy hierdie ding of hierdie 'n mislukking vir jou gaan wees en wat se impak dit op jou werk gaan hê. En dan kan jy sê ja, ek is nogal angstig oor vandag, maar weet jy wat, iemand het my nou raak gesien. Ek kan dit doen. Ek kan wel vir daai mense gaan staan. En dan kan die persoon dalk vir jou sê of jy kan vir jouself ook sê, maar ek is braaf genoeg. Ek kan hierdie ding doen. Ek het dit al gedoen of dalk is dit die eerste keer wat jy dit doen, maar ons gaan dit probeer. Jy weet, en dan kan jy ook natuurlik in jou wenke vir public speaking ingaan, maar dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Ja, so ek verstaan in die selfvertroue. Ek verstaan daai dat om baie keer uit die boks uit te gaan, maak 'n regtig, dit maak hom sterker. Dit is waar die Engelse ding van if it doesn't kill you, it makes you stronger eintlik vandaan kom. Is daai ding van bietjie uit die boks uit gaan, 'n bietjie jouself druk. Goeders doen wat jy nie noodwendig gewoonlik doen nie, maar dan die selfvertroue opbou om meer goed te doen. Om bietjie meer die boks te druk, om so klein, niemand sê jy moet by berge afspring of by vliegtuie uitspring of moet iets gaan doen wat belaglik is nie en niemand hoef te weet wat jy doen nie. En as jy dit wil doen, is dit ook fyn. Dit is ook, maar vir baie mense is 'n groot stap om net met die kelnerin in 'n restaurant te gesels, om 'n geselsie aan te knoop, want baie mense is baie skaam. So sulke goed is ook groot vir baie mense. So mens moet nie altyd jouself vergelyk met die ander nie, maar nou selfbeeld. Nou sê jy hierso, jy kan deur met vir jouself daai selfvertroue te gee, die weerspieëling te gee, kan jy daaraan werk. Maar onmiddellike vraag is, en dit is natuurlik altyd wat nou weer terugkom na wie is ek? Watter rol speel wie iemand is? Moet jy weet wie jy is of moet jy bewus wees van bewoording? Ek weet nie of dit sin maak wat ek nou sê. En ek hou so van wat jy daar sê, want dit hou verband met ons, jy moet eers erken hoe jy voel, voordat jy enige van hierdie goed kan aanspreek. En vir die wat nou kyk of luister, daar's 'n hulpbron op my webtuiste, die Emosie Wiel, en ek gee vir jou spesifieke stappe oor hoe om jou emosionele intelligensie te verbeter. Professor Gloria Wilcox het hierdie wiel ontwerp en ons gebruik dit. Dit is die enigste hulpbron wat ek gebruik in my praktyk. Dis die enigste ding wat ek uitgeprint het. Want die oomblik wat iemand kan erken, maar ek voel magteloos, ek voel bang, ek voel uitgelewer, ek voel kwaad, dan dan gee ons vir jou die baksteentjies om hierdie selfbeeld en die selfvertroue te bou in jou lewe. So asseblief gaan soek daai hulpbron op die webtuiste, sodat jy daai kan leer. Plak dit in jou yskas, plak dit langs jou spieël in jou badkamer. Vra vir jouself af in die oggend, maar hoe voel ek hieroor? Want eers wanneer jy 'n ding kan erken, kan jy die volgende stappe volg wat ek nou vir jou gaan gee. Jy moet kan sê hoe jy voel oor 'n ding. So kom ons praat oor wenke om jou selfbeeld te verbeter. So,
Jy weerspieël jou eie waarde. So met ander woorde, skryf of sê daagliks in 'n joernaal wat jy van jouself hou of waardeer, of net wat jy ervaar. Jy weet, partykeer klim ons net aan die verkeerde kant van die bed, jy weet, uit die bed uit op. En dan moet jy kan identifiseer, hemel, maar ek's vandag omgekrap. Of ek voel vandag so hoopvol, ek voel so reg vir hierdie dag. Maar skryf dit neer. So jy skryf neer hoe jy voel en hoekom jy voel wat jy voel. Want dis eers dan wanneer daai worteltjies kan skiet. O, ek het sleg gedroom, dis hoekom ek nou omgekrap voel. Of ek is herinner aan hierdie dag, 'n jaar terug het iets regtig sleg met my gebeur. Wanneer jy daai goeters kan weerspieël, neerskryf, identifiseer, verbaliseer, dan kan jy hierdie stappe volg. Dan identifiseer en valideer jy jou emosies, nê? Weer eens, al hierdie goeters is so met mekaar hou so met mekaar verbonde. Dan herbedraad jy jou innerlike stem. Nou hierdie hou so mooi verband met ons twee se laaste gesprek oor daai innerlike kritikus, nê? Vang jou innerlike kritikus vas. Gryp vir hom aan die skouers en ruk vir hom en sê vir hom nee. Ek gaan nie luister na wat jy vir my sê nie. Onthou in die diep psigoanalitiese teorie, hierdie is jou superego wat hier teweeg kom. Hierdie is tipies die stemme van miskien jou ma of jou pa of 'n ouma wat baie krities was op jou of 'n oupa wat krities was op jou of 'n onderwyseres op skool of 'n afrigter dalk op die sportveld. Ongelukkig lê daai mense se stemme vas diep in jou onderbewussyn. En dan wanneer jy getrigger word waar jy nou moet presteer, dan kom daai stemme op. Dan hoor jy weer daai stemme. So vang daai stemme vas en dan herbedraad jy dit en sê ek gaan nie nou vandag vir jou luister nie, want jy lieg vir my, jy jok vir my. Dit is nie waar dat ek hierdie ding nie kan doen nie. Ek is dalk nog nie expert daarin nie, maar ek kan leer om dit te doen. Growth mindset, nê? 'n groei mindset wat jy het in die lewe en jy kweek dit bewustelik. Jy ontwikkel dit. Dan natuurlik deur terapie om die selfbeeld in daai diep onderbewuste goeters is. Help dit regtig om met 'n professionele persoon te gaan praat om net en weer eens, dit hoef nie 'n langtermynproses te wees nie of dit kan 'n langtermynproses wees. Maar gaan vang dit vas, gaan identifiseer wat daai goeters is deur middel van professionele ondersteuning. En dan natuurlik bou jy autentieke verhouding met mense wat waardeer wie jy is en nie wat jy doen nie. Nou hier kan jy bewuste keuses maak. Gaan doen 'n audit van die verhoudings wat jy het in jou lewe. En moenie tyd spandeer aan mense wat jou laat sleg voel oor jouself nie. Ek sê baie van my kliënte, jy is konstant in onderhandeling met jou lewe. Jy het miskien 10 balle van energie in jou mandjie en jy moet baie mooi dink. Gee ek hierdie bal energie aan iemand en ek kry moontlik niks terug nie, dan het jy verloor. Maar as jy 'n bal aan iemand gee en hulle gee 'n bal of selfs 2 balle aan jou terug, dan is ons besig om hier vorentoe te boer en nie agtertoe te boer nie. Jy moet baie versigtig wees in jou lewe waar jy agtertoe boer in verhoudings. Daai verhoudings kort grense. En kyk, jy weet, hier is waar ek baie van my kliënte ook sê, dit terapie is nie maklik nie en baie keer sal hulle vir jou sê daai oggend, "O, suster, hier was nou wat terapie nie maklik is nie, want nou moet jy in aksie oorgaan. Jy moet gaan grense in plek sit met daai verhoudings." Maar ek preek nou hier oor verhoudings. Jy moet nee maar wat jy nou daar sê is nou baie belangrik. Jy moet die selfvertroue dan nou opbou deur die terapie, deur jou selfbeeld te verstaan, deur te werk aan jou selfbeeld, gaan jy die selfvertroue opbou om grense neer te lê met ander mense. Nou, 100%. En ek dink hier is een van die goed wat jy en ek so baie oor praat, is dat ons is dis 'n holistiese proses. Niks kan van mekaar ontketen word nie. Alles is holisties aan mekaar gekombineer. Hier praat ons oor grense, ons praat oor verhoudings, ons praat oor selfbeeld, ons praat oor selfvertroue, want al daai goeders het met mekaar te doen. As jy iewers in 'n vriendekring beland waar jy minderwaardig voel of jy voel maar ek word nie raak gesien nie of ek kry nie 'n spreekbeurt wanneer ons byvoorbeeld gaan saam uit eet nie. Dis die verhoudings wat jy dalk moet herëvalueer. Nee, nie moet dalk nie, moet absoluut herëvalueer en 'n audit doen op daai verhoudings. So dis selfbeeld, want onthou selfbeeld stel ons in staat om selfvertroue te bou. Nou dit is gepraat van die mense in jou lewe, né? Die groot probleem wat ek wel het is baie mense is so bang om dit eintlik te evalueer
en te kyk na hulle self en hulle eienaarskap te neem van watter rol speel hulle daarin dat hulle nie 'n spreekbeurt kry nie of dat hulle nie, jy weet, want hulle het miskien nie die selfvertroue nie. En dan skryf hulle sommer mense af en hulle voel daai mense is nou negatief waar eintlik was dit 'n meer 'n ding wat dit in jouself lê. So ek wil net voor mense hulle vriende daar gaan besluit hulle is nie goed vir jou nie. Kyk na wat is jou selfvertroue binne die vriendegroep. Kyk na wat is jou selfbeeld. As jy iets gaan sê, waarvoor is jy bang? Hoe gaan hulle reageer? Hoe dink jy gaan hulle dink oor jou? Maar aan die einde van die dag is my vraag altyd maar hulle dan nou vir jou genooi en jy is daar. So daar's al klaar iets wat hulle wil hê. Hulle wil hê jy moet daar wees. So daai ding, en dis hoekom ek voel wanneer ek kom by selfbeeld, hierdie inherente diep, wie is ek? Hoe kyk ek na myself? Hoe pas ek in die wêreld om? As jy kan gaan sien professionele hulp of jy sukkel of nie, want dit wat jy daar uitkry om jouself te verstaan is, ek dink is goud werd. Dis goud, meer as goud. Dit is. Nee, en ek dink wanneer jy daai goeders kan identifiseer en van sin maak, dan kan jy so 'n wonderlike vriendekring bou en regtig daai verhoudings kultiveer en kweek. En kyk, ultimately weer eens, wat is die hoof menslike behoefte? Is koneksie. So jy het nie eintlik 'n keuse om hierdie goed aan te spreek nie. It has to happen. Daar's nou iets wat ek hier vir jou wou bynoem. Wanneer ons praat oor mede-afhanklikheid, waar jy 'n people pleaser is, daai ding moet aangespreek word ook, want jy kan nie 'n goeie selfbeeld en goeie selfvertroue ontwikkel as jy nie eers jou mede-afhanklikheid, codependency in Engels, kan jy nie daai ding, jy kan nie dit doen as jy nie daai wortel eers uitdruk en van sin maak nie. En dis interessant want dis ongelooflik wat gebeur die oomblik wat jy mede-afhanklikheid aanspreek, daai people pleasing. Is dan word wat ander mense doen en wat hulle sê en wat hulle dink begin meer irrelevant raak in jou lewe, want jy het trou geword aan jouself en jy het eerlik geword met jouself. So kom ons praat oor die wenke vir selfvertroue, Nou hier kom daai ding in wat ek gesê, doen dit deur die vrees. Onthou, vrees gaan jou nie doodmaak nie. Dis ongemaklik, dis nie noodwendig lekker nie, maar doen dit deur die vrees. Maar jy moet eers die vrees erken en sê, vandag ek goed bang oor wat hier gaan gebeur. Wees eerlik daaroor. Vertroue word gebou deur die aksie en nie deur die wag om gereed te voel nie. En dis regtig wat dit is. Daai Dr. Nicole LePera het so mooi in haar boek geskryf oor how to do the work, dat jy bou vertroue deur om beloftes aan jouself na te kom. Nou hierdie is eintlik my 5de punt en in my opinie die mees belangrikste punt. Maar as jy 'n nuwejaarsvoorneme gemaak het, jy moet mooi dink voor jy die ding maak, maar kom hom daarna. Hê jouself genoeg lief om dan wel daai te doen. Daag op vir jouself. Kom die beloftes aan jouself getrou na, nie net bietjie nie, maar getrou na. Sodat jy weet, maar ek daag op vir myself. As jy sê jy gaan een keer 'n week gaan stap, doen dit. Tensy dan natuurlik krisisse gebeur in jou lewe, maar as daar nie krisisse gebeur nie, moenie toelaat dat daai innerlike kritikus of die uitstel vermoë jou poetjie nie, want elke keer wat jy opgedaag het vir jouself, bou jy nog 'n baksteentjie in daai huis, bou jy nog 'n baksteentjie en bou jy nog 'n ry bakstene. En voor jy weet het jy die dak op daai huis van selfvertroue gesit, Visualiseer jou sukses. Stel jou voor dat jy 'n taak kalm en suksesvol voltooi het. Dis my so ongelooflik wanneer ons werk oor aan daai affirmations, Die oomblik wat iemand dit vir hulle self kan sê, dan jy kan sommer sien hoe bou hulle daai fondasie in hulle lewe. En visualiseer daai sukses. Dan vier jou klein oorwinnings. Elke stap vorentoe bou momentum. Nou die dag praat ek met iemand wat sê, jy weet, hulle weet nie of hulle hierdie kan voortbou nie. Hulle weet nie of hulle hierdie kan doen nie. En toe sê ek, maar kom ons gaan celebrate net eers wat jy reeds gedoen het. Gaan koop 'n bottel champagne of gaan hou 'n ete saam met jou vriende, maar hoe gaan ons hierdie ding vier? Dis uiters nodig om dit te doen. En dan skep 'n suksesleer. So hou 'n rekord van die vorige oorwinnings om jouself te vier en te herinner, maar ek kan dit doen, of ek kon al die goeders wat voor hierdie nuwe punt kom, kon ek al doen. So natuurlik kan ek hierdie doen. Jy spring nie van 0 tot 100 nie. Meeste van die tyd spring jy van 95 na 100 of selfs 99 na 100 toe, want jy het klaar goeders bereik.
En dan wil ek net een ding hier bysit en dit was wat ons 'n vorige gesprek ook gehad het en dit is jou verwagtinge. Moenie onrealistiese verwagtinge hê. Daar was 'n gesprek wat my nog die meeste gevloer het. Dit is ek dink my grootste fout ook in die lewe gewees is dat jy fout nie maar mens verwag iets wat belaglik is. Moenie verwag jy gaan fiks wees in 'n maand of moenie verwag jy gaan 50 kg verloor nie. Moenie hê realistiese verwagtinge van dit wat jy wil bereik. Hê akkurate verwagtinge, maar ek wil wel sê is daag jouself uit om wel dan, jy weet, iets nuuts te probeer en uit te kom en ja, jou verwagtinge te oorskry. Ja. So ter opsomming, selfbeeld en selfvertroue. Ter opsomming, selfbeeld is wie jy glo jy is, selfvertroue is wat jy glo jy kan doen. En wanneer beide groei, dan transformeer jy jou hele ervaring van die wêreld, maar ook van jouself. So mense, daar hoor julle dit, as julle vra het, jy kan 'n e-pos stuur na lise@wieisek.co.za en ek gaan Lorika se die link na haar webwerf sal ek hier by die gesprek sit en dan kan julle sommer ook kyk wie sy is. Lorika is 'n voorligtingsielkundige in Johannesburg. So dit is so exciting. So ja, deel hierdie gesprek, want ek dink almal van ons het nodig om hierdie te hoor. So deel asseblief die gesprek. Dankie dat jy gekyk het en onthou, kyk mooi na jouself. Hoorie Lisa, ek wil jou goue vraag vra. Kan ons nog edit aan volgende Vrydag se klere gesprek? Krisis. Nee, is ongelukkig in.